Hoofnuus vanaand, spesiale vervolgingsgesag slaan toe op beweerde syndikaat wat werkloosheidsfonds uit miljoene bedrieg. 2 werknemers van Departement van Basiese Onderwys aangekla en geskort oor uitlekking van vraestelle. En siek pasiëntjies kry net die regte medisyne om hulle van die seer te laat vergeet. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die spesiale ondersoekeenheid het klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme en sakepersele in KwaZulu-Natal en Gauteng. Die optrede hou verband met beweringe dat 'n syndikaat die werkloosheidsversekeringsfondse verligtingfonds of TERS uit miljoene rande bedrieg het. 16 maatskappye en 35 persone het die beweerde bedrog ter waarde van 161 miljoen rand tussen Maart 2020 en Junie 2025 gepleeg. Die verligtingfonds is tydens die COVID-19-inperking geskep om werkgewers en werknemers te help wat hulle inkomste in die tydperk verloor het. Spanning het hoog geloop toe een sakevrou wat na bewering miljoene rande uit onwettige eise bekom het, gedreig het om 'n kameravrou van die SAIK aan te rand. Ondersoekers van die SOE sê sy het die geld gebruik om eiendomme te koop. They were providing UIF with some false information and ghost employees, and they siphoned an amount of about 161 million rand. Therefore, one of the people that we are following is in this apartment, and that person has received about 18 million of that 161. Die eenheid het verlede jaar met sy ondersoek na die syndikaat begin. 'n Aantal amptenare van die WVF word ook ondersoek. The syndicates, when they were communicating, because we've seen their WhatsApp group that they were communicating on, and they were clear that they have got people inside that are working with them to make these things happen, because there was no way it would happen without these people being helped from inside. Beslag is ook gelê op selfone en skootrekenaars tydens die klopjagte. Die minister van Basiese Onderwys, Siwe Gwarube, sê die name van die skole in Tshwane en Gauteng waar matriekvraestelle voor die eksamen uitgelek het, sal nie bekend gemaak word nie. Sy sê dit sal onnodige angs en paniek vir die leerdlinge en hulle ouers veroorsaak. Gwarube het vanoggend bekend gemaak dat 7 skole betrokke is. Strafregtelike aanklagte is aanhangig gemaak teen 2 werknemers van die departement en hulle is geskort. Die proses om die jaar se nasionale senior sertifikaat vraestelle na te sien, het op 1 Desember by 183 nasiensentrums landwyd begin. Op 2 Desember het die Gautengse Departement van Onderwys die nasionale departement van 'n moontlike onreëlmatigheid in kennis gestel. Daar was 'n ongewone ooreenkoms tussen die antwoorde wat deur 'n kandidaat verskaf is en die antwoorde in die nasienriglyn vir die Engels huistaal vraestel 2 wat vandag voorgekom het. This raised an immediate red flag and triggered what we call the standard protocols, starting with a preliminary investigation which confirmed that a breach had indeed occurred in respect to a few of the exam scripts. Na bewering is die oortreding van binne die Departement van Basiese Onderwys afkomstig. It was detected because markers whose training includes investigative marking are equipped to know the difference between authentic learner responses and content that should only be accessible to markers. 26 leerders van 7 skole in Pretoria is geïdentifiseer. Bewyse dui daarop dat die vraestelle aan 'n ouer wat 'n beampte van die departement is, verskaf is deur 'n kollega wat in die eksameneenheid werk. Sedertdien is vasgestel dat die betrokke leerlinge toegang tot vraestelle in 3 vakke voor die eksamen gehad het. Dit is Engels huistaal vraestelle 1, 2 en 3, wiskunde vraestelle 1 en 2 en fisiese wetenskap vraestelle 1 en 2. Hoewel die oortreding tot die 7 skole in Pretoria beperk blyk te wees, is die ondersoek steeds aan die gang. 900,000 learners sat for the NSC exams. Our system picked up only 26 learners out of that number across 7 schools. And this is an important thing to remember because we cannot allow the actions of a few to taint the almost 900,000 learners who sat for these exams, who put their heart and soul into working hard and making sure that
they are showing up for their NSC exams. Tugstappe teen diegene wat skuldig bevind word, sluit in dat hulle nie 'n eksamen kan skryf in die volgende 3 eksamensiklusse nie. Die Raad vir Gehalteversekering in die Onderwys, Umalusi, is van die oortreding in kennis gestel. 'n Finale verslag oor die ondersoek sal op 31 Desember aan die minister en Umalusi oorhandig word. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê afgevaardigdes by die party se hoofraadvergadering is bekommerd oor die uitwerking van misdaad en korrupsie in die land. Hy sê die hoofraad is vol vertroue dat die Mdlanga kommissie van ondersoek na onder meer polisiekorrupsie 'n sleutelhervormingsrol in die polisie en die regstelsel gaan speel. Die ANC se hoofraadvergadering het vroeg vanaand in Boksburg aan die Oostrand afgesluit. Crime and corruption remain a central concern of all our communities. The Mdlanga Commission will assist us to establish facts and help us to reset the South African Police Service and the criminal justice system. Die ANC-president sê voorts dat die leiers van die 3-party-alliansie dringend moet vergader om ooreenstemming te kry oor vernuwing in die vennootskap. Die SHKP het gesê dat hy die plaaslike verkiesing volgende jaar op sy eie gaan betwis. It has been agreed that the alliance leadership must meet urgently to develop a common approach to the reconfiguration and renewal of the alliance in a manner that safeguards unity and cohesion and avoids further confusion, division and conflict among the rank and file on the ground. Die hoofraad stel ook 'n reeks grondwetlike wysigings voor. Die voorgestelde wysigings sluit in om die nasionale vervolgingsgesag na artikel 9 instelling te verander. Die hoofraad sê ook dat nog maniere gevind moet word om die herverdeling van grond te versnel. The Constitution, its values and the gains that we've made must be defended, consolidated and advanced, particularly in the context of rising inequality, of racism and anti-transformational narratives. Die ANC hoofraad het sy volle steun toegesê aan die besluit om 'n regering van nasionale eenheid te vorm. It was a good thing for the ANC to think proactively after suffering a setback about how do you keep South Africa together. If we stayed out of government, which was very tempting to say we are 40%, let's just be in opposition. People sometimes think the ANC got into the GNU because it just wanted to be in power. There was a very strong argument that we must just stay in the backbenches, but it would have been irresponsible to do so. Makura gee toe dat afgevaardigdes besef dat die ANC 'n bestaanskrisis beleef. Die EFF-leier het gevra dat volgende jaar se G20-leiersberaad in die VSA geboikot word as Suid-Afrika nie genooi word nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër gesê dat Suid-Afrika nie welkom sal wees by die geleentheid nie. Julius Malema het gepraat by die party se laaste media-konferensie vir die jaar. Hy het skerp kritiek gelewer teen verskeie leiers en het Trump as 'n moderne Hitler beskryf. Malema het Ramaphosa geprys vir sy hantering van die G20-beraad. I want to say it here without any fear of contradiction. Ramaphosa handled this saga very well. If it was me, it would have been worse. In Mpumalanga is 'n boer, sy stiefseun en 6 plaaswerkers skuldig bevind aan die moord van 2 mans op die plaas Pampoenkraal naby Mkondo. Die Mpumalanga Hooggeregshof wat in Middelburg sit, het die 8 mans ook skuldig bevind aan poging tot moord. Hulle sal in April volgende jaar gevonnis word. Die hof het gehoor dat Sifiso Twala en Musa Nene dood is nadat hulle met stomp voorwerpe geslaan is. Sintembiso Twala het die aanval oorleef. Hulle is aangerand nadat hulle blykbaar valslik beskuldig is dat hulle 2 skape gesteel het. In die Demokratiese Republiek die Kongo het Rwandese M23 rebelle 'n dorp in die ooste van die land Uvura binnegeval. Die dorp dien sedert Februarie as 'n belangrike weermagbasis vir die Kongolese weermag, nadat die rebelle ook beheer oorgeneem het van die provinsie se hoofstad Bukavu.
Die inval volg 'n week nadat die Rwandese en Kongolese regerings ooreengekom het oor 'n vredesplan om die konflik in die ooste van die DRK te beëindig. Die ooreenkoms is deur die FSA bemiddel. Rwanda ontken dat hy die rebellegroep in die DRK steun en sê sy weermag is in die land slegs vir verdediging. Venezuela beskuldig die FSA van diefstal en seerowery nadat Amerikaanse agentskappe beslag gelê het op een van sy olietankschepe. Volgens die FSA is die skip gebruik vir die vervoer van olie van Venezuela en Iran waarteen sanksies geld. Die stap verteenwoordig 'n skerp toename in Washington se optrede teen die olieryke Suid-Amerikaanse land. 80 mense is die afgelope maande dood in meer as 20 Amerikaanse aanvalle op skepe in Venezolaanse gebiedswater. Die Withuis voer aan dat die skepe dwelms vervoer het, maar bied geen bewyse daarvan nie. In die Noorweegse hoofstad Oslo het die ontvanger van die Nobel Vredesprys, Marina Corina Machado, met die Noorweegse eerste minister Jonas Gahr Støre vergader. Die 58-jarige ingenieur is die oppositieleier in Venezuela en skuil die afgelope jaar weens politieke vervolging deur die president Nicolás Maduro. Machado het Venezuela in die geheim per vissersboot verlaat as gevolg van dekadeslange reisverbod. Sy kon nie Oslo betyds bereik om die prys te ontvang nie en haar dogter Ana Corina Sosa het dit namens haar ontvang. Die regering maak vordering om die konstruksiemafia se bedrywighede stop te sit. Bly by ons. Ons gaan voort met die bulletin. Die adviespaneel wat aangewys is om die volgende nasionale direkteur van openbare vervolgings te kies, het sy onderhoude afgesluit met die mees omstrede kandidaat, advokaat Menzi Semelani. Semelani het die amp in 2010 beklee totdat sy aanstelling deur die konstitusionele hof as ongrondwetlik verklaar is. Advokaat Kolesile Kanyile wat by die NVG se batebeslagleggingseenheid gewerk het en die eerste hoof van die ondersoekdirektoraat se teenkorrupsie advokaat Hermione Cronje word vir die pos oorweeg. Advokaat Cronje het tydens haar onderhoud uitgebrei oor die gebrek aan vaardighede in die NVG en die uitdaging om buite die regstelsel persone te werf vir poste in die instelling. They will continue to be frustrated with state capture prosecutions because I am not convinced that we have the skills. There are a lot of other issues, it's not just skills. But the skills to put together the kind of charge sheets, the kind of indictments that are needed, I don't know that we have in the NPA. Cronje het uitgeklaar dat sy op goeie voet was met die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Shamila Batoyi, toe sy die NVG verlaat het. One of the articles written about the split, my departure was that it was a cat fight, and I was deeply offended by that because it trivialized what I thought were important issues. Advokaat Semelani is uitgevra oor sy onregmatige aanstelling as die NVG hoof in 2010. 'n Uitspraak van die konstitusionele hof in 2012 het bevind dat oud-president Jacob Zuma versuim het om kommer oor Semelani se geloofwaardigheid voor sy aanstelling in ag te neem. There are observations made in the report about you having withheld some documents, not cooperated, not being a reliable witness. Those are very specific. Whatever technical term we can use, those were made there. And you would have said, let me challenge that particular aspect in a report because it impugns your own integrity. Would that not be the case? You're wrong on a number of fronts, Professor Figin. There's no technicalities that was getting into. And I resist your temptation to want to avoid the issue because I want to make these issues that Dr. Chinola raised an issue for you as this panel to think about. So I'm not going to accept
your characterization of the issues I want to raise as technical issues. Die verkose kandidaat se aanstelling sal in Februarie in werking tree voordat Patoyi se termyn in Maart verstryk. Bykans 400 van die regering se 88,000 geboue is in die laaste paar jaar gekaap. Dit is volgens die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson. Hy het tydens 'n media-konferensie in die parlement uitgevaar teen die kaping van regeringseiendomme en nie-regeringsorganisasies wat die uitsetting van onwettige inwoners teenstaan. We are fighting a joint case with both the City of Cape Town and Department of Home Affairs at Wingfield, where we have people who are illegally in this country occupying a piece of state land unlawfully, who are being defended to do so. I mean, come on, man. That doesn't make sense. And we are having to spend money with the City of Cape Town and Home Affairs to evict unlawful people in this country. Volgens McPherson het sy departement sedert November verlede jaar groot vordering gemaak om die bedrywighede van die sogenaamde konstruksiemafia hok te slaan. Hy sê 250 mense is die afgelope jaar landwyd in hegtenis geneem in verband met die bedrywighede en 176 gevonnis. McPherson het ook bevestig dat die tugverhoor teen die geskoorste bestuurshoof van die onafhanklike ontwikkelingstrust, Tebogo Malaka, volgende jaar sal voortgaan. Dit volg nadat Malaka op kamera vasgevang is toe sy na beweringe joernalis probeer omkoop het. I personally opened a criminal case against the CEO. She has since been suspended. The board has initiated the necessary internal processes, and I believe that that will start in February next year. I expect the board to conclude this work as soon as possible and for those findings to be made public. It does, however, remain a concern to me as the complainant in the criminal matter that no further action has been taken by law enforcement agencies with regards to the matter that we all saw on TV. Volgens die departement sal hy en die parlement die kostes deel om die sogenaamde dome te herbou wat die nasionale vergadering tydelik huisves nadat die parlementsgebou in Januarie 2022 in 'n brand verwoes is. Appointed a contractor at 25 million rand who's going to be completing the job. We're going to meet the deadline before the State of the Nation address. McPherson sê dit was nodig om die dome te herbou, aangesien dit onwaarskynlik is dat die bouwerk aan die parlement voltooi sal wees teen die sperdatum van November volgende jaar. En nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Die Proteas verhang die bordjies teen Indië. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. En ten slotte, vreugde, opwinding en gelukkige gesiggies was oral te bespeer tydens die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad se jaarlikse feesseisoen parade. Die Makiti in samewerking met die stad se mediese nooddiens en brandweer en reddingsdiens het die feestyd op 'n gepaste wyse ingelei. En natuurlik was Kersvader deel van die bedrywighede. Kersvader se slee was die keer 'n reuse rooi brandweerwa. En die opwinding was tasbaar toe die kinders, ouers en hospitaalpersoneel hom groet. Daarna die groot oom met die wit baard saam met sy superheld vriende teen die hospitaal se muur afgeseil tot groot vermaak van oud en jonk. Die geleentheid vind elke jaar plaas om die wonder van die feestyd te vier en 'n oomblik van vreugde vir die kinders te bied. So there's a lot of activity going around here in front of the hospital, and where possible in the wards. If the children can come to the windows, they can at least see what's happening, they can hear the music, and in that way they can be part of the festivities. It's also a wonderful morale booster for staff to be part of this and just to add a smile to the children's faces. Kersvader het hom sonder twyfel gate uitgeniet. Vir hom was dit 'n voorreg om die dapper seuns en dogters wat op die herstelpad is te ontmoet. It is truly amazing, and just to be here and celebrate with them
It's been incredible, and honestly, it's difficult to describe the feeling because it is an amazing occasion, really. Sommige kinders is reeds 'n geruime tyd in die hospitaal en vir hulle beteken Kersvader se besoek soveel meer as net pret en plesier. Klein Alistair is al 'n maand lank in die hospitaal. Dit was baie swaar vir my in die ward, maar toe ek persente sien, toe word ek baie beter. Kersvader sal sy afspraak elke jaar onthou, want dis vir hom ook 'n hoogtepunt om die hospitaal se feesseisoenparade met groot fanfare te kan lei. En dis al van ons vir vanaand. Ons is môre aand weer terug op dieselfde tyd en dieselfde plek. Dankie vir die saamkyk. Totsiens. Dis tyd vir weer. Goeienaand en welkom. Vir vandag sien ons reën word verwag in groot dele, 60% kans vir reën in Noord-Kaap en dan in Vrystaat, andersins bewolkte toestande in groot dele van die land. Vir môre 80% kans vir reën wat steeds verwag word in groot dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan in dele van die Oos-Kaap. Dan sien ons ook daar's 'n koue front wat inbeweeg langs die Weskus met 'n 60% kans vir reën wat dan in die Wes-Kaap verwag word. Vir vandag is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan ook verwag word in dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan in dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan rowwe see toestande veroorsaak langs die Ooskus. Vir môre is daar 'n oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik oor groot dele van Noord-Kaap, gedeeltes van Noordwes en dan ook in dele van Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan rowwe see toestande veroorsaak langs die Weskus. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng Bronkhorstspruit 16-27 en dan Pretoria en Carletonville albei 'n maksimum van 27. Ons volgende provinsie is Limpopo, Messina het 'n maksimum van 33, Tabazimbi 18-31 en Lephalale 18-32. Mpumalanga, Skukuza 20-32, Secunda en Standerton albei 14-27. KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Ulundi 18-32, Pietermaritzburg 'n maksimum van 34 en Richards Bay 17-38. In die Oos-Kaap verspreide buie en donderbuie, Willowmore 11-29, Mthatha 'n maksimum van 28 en Graafrenet 14-27. In Wes-Kaap, Lensburg 17-29, George 17-26 en dan sien ons Hermanus het dan 'n maksimum van 23. In Noord-Kaap enkele buie en donderbuie, daar 17-19 en Springbok het dan 'n maksimum van 25. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Frankfurt 14-28 en dan Welkom het dan 'n minimum van 17. Ten slotte Noordwes, Ottosdal 18-29 en dan Rustenburg het dan 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.